Kom ons staan vir die seëngroet. Here, net by U vind ek ware rus, en van U kom my verlossing. U is my veilige skuilplek, die rots waar ek op staan, die vrede in my lewe wat my verstand te bowe gaan. Dankie Here dat ek van U kan getuig in goeie en slegte tye, en dankie Here dat ek U spoor kan volg by waters waar vrede is, deur donker dieptes tot by 'n feesmaal. Amen. Heerlik is U naam, hoog verhewe en vol van krag. Heerlik is U naam. U kan gerus hier sitplekke inneem, geliefdes. Daar is gedeeltes in die woord van die Here, psalms wat ons baie goed ken. 'n Mens kan eintlik die gedeeltes, die psalms uit jou kop uit opsê, en begin jy daarvan lees, dan kan jy eintlik die sinne voltooi. Psalm 23, 139, Psalm 90, 91, jy kan so aangaan. Maar ek wil so tussenin leer, en het gaan so elke 6-7 weke gebeur. Dat ons 'n bietjie na 'n psalm kyk, wat ons nie so goed ken nie. En dis wanneer 'n mens hierdie psalms lees, wat Dawid ook, meeste van hulle ook geskryf het, wat hy baie keer in 'n gewone oomblik, in vers 4 gaan hy presies sê hoe hy voel op hierdie oomblik, wat hy in 'n gewone oomblik skryf, wat 'n mens mee kan assosieer, wat ook baie keer jou oomblik is, was die goed wat jy beleef. En daarom vandag Psalm 62, 'n meer onbekende een, maar jy gaan 'n patroon hier agterkom. En as dit die Heilige Gees is wat ook vandag in jou hart gewerk, gaan hierdie patroon, hierdie paar woord, jou hier uitvolg. En hopelik gaan jy daarna luister. Psalm 62, ek lees die 2020 vertaling op bladsy 596 van my Bybel. Psalm 62 vir die musiekleier op Jedutun, of Jedutun. Dit is 'n maatreël waarop hierdie psalm gesing is, 'n psalm van Dawid. Net by God vind ek rus. Van hom kom my verlossing. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. Hoe lank nog gaan julle 'n man bly aanval, vermoor julle almal hom, asof hy 'n muur is wat oorhel, 'n tuinmuur wat omgestoot word. Ja, hulle beplan om hom af te stoot van sy woonplek, hulle hou van leuns, met die mond seën hulle, maar in hulle binneste vloek hulle. Vind rus by God alleen my siel, want op hom is my hoop gevestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. By God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek, vind ek in God. Vertrou ten alle tye op hom, o volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Net 'n asemteug is die mens, onbetroubaar is mense. Op 'n skaal weeg hulle byna niks. Saam is hulle ligter as 'n asemteug. Moet op afpersing nie staat maak, op plunder julle ydelle hoop nie vestig nie. Rykdom as dit toeneem, moet julle hart nie daarop sit nie. Een saak het God bevestig, 2 wat ek gehoor het. Krag is by God, by U my Heer, is daar troue liefde. Want U self beloon 'n mens volgens sy dade. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Ek wil die voorreg hê om saam met jou stil te raak. En net daarna is daar 'n lied wat ons baie goed ken, ons het gewoonlik op 'n ander manier gehoor. Dis 'n lied wat Koos Doep gesing het, en dit is nou deel geword van die vonkliedere. Die lied se naam is Gebed. So as ons saam klaar gebid het, sonder verdere aankondiging, as ek sê amen, dan bekragtig ons daai gebed met hierdie lied. Maar kom ons sluit eers ons oë.
Wat 'n voorreg, Here, om nou saam met ander te kan bid. Wat 'n voorreg om ons oë saam toe te maak, eintlik die wêreld so 'n bietjie uit te sluit daar buite, Here, en saam deel te kan raak van U. Wat 'n voorreg om klein en nietig te voel voor U grootheid. Dit maak my nie bang nie, Here. Dit laat voel my nie 'n mislukker nie. En soos Dawid dit oor en oor in hierdie psalm sê, ek vind my skuilplek by U. Kan wild raak hier buite, Here. Die stormwinde is nie die enigste goed wat 'n mens kan rondpluk nie. Partykeer waai die wind erg oor 'n mens se lewe sonder dat daar 'n briesie opsteek. Partykeer is daar dinge wat jou van jou voete af wil ruk. Partykeer is daar goed wat nie verstaan nie, wat ek nie verstaan nie. Partykeer is daar goed wat my oorweldig. Partykeer is daar goed wat te veel word, Here. Veral in die tyd van die jaar waar ons na die einde van die jaar se kant toe snel en daar nog goed is wat moet gebeur en ek samens is wat geskryf moet word en toetse wat gedoen moet word en maatstawwe wat hanteer moet word en perke wat bereik moet word. Raak baie keer moeilik, Here. Maar U is my toevlug. Net by U vind ek rus. Ek wil oor en oor saam met Dawid stem, Here. Net by U vind ek rus. En daarom 'n dag soos vandag waar 'n ou weer herinner word van dit wat 'n mens maklik kan vergeet. Waar 'n mens vir jouself sê in hierdie besige tyd waar ek voorberei vir die einde van die jaar of vir 'n nuwe werk of 'n nuwe hoofstuk in my lewe, vir 'n eksamen wat voor my lê, ek wil rustig word by U. Ek wil myself vul, Here, met U vrede. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie, Here, vir al die seën in my lewe, wat my eintlik kan oorweldig as ek vir 'n slag daaroor begin dink. Dankie, Here, vir die oorvloed wat ek ervaar in my gesin, my familie, my kinders, my geliefdes. Dankie, Here, dat ek nie my vreugde met geld hoef te meet nie. Dankie, Here, vir troos as ek stikkend is en vir hoop as ek so 'n bietjie doelloos is. Gebruik hierdie erediens ook om met ons te werk, met ons harte, want ons maak hulle oop voor U, Here. Amen. Ek kom 'n ding agter. Spoed het 'n groot deel van ons lewe geword. En eintlik meet ons vandag sukses aan spoed. Hoe vinniger 'n ding is, hoe beter 'n ding is, hoe meer suksesvol is dit. Hoe vinniger jou internetspoed is, hoe meer suksesvol. Hoe vinniger jou rekenaar is, hoe beter rekenaar is dit. Hoe vinniger 'n proses gebeur en 'n prosedure duur, hoe beter is dit vir jou. Ons meet sukses aan spoed. En intussen val ons so 'n bietjie van die wa af. Want ons probeer byhou by spoed. En alles gebeur al hoe vinniger. En die hele tyd sê jy vir jouself, jy moet meer tyd maak vir jouself en jy moet meer tyd maak om rustig te raak saam met die Here. En dan dink jy, hoe vinniger goed gebeur, hoe vinniger jy 'n taak afhandel, hoe vinniger die internetspoed is, hoe vinniger prosedures plaasvind, hoe meer tyd gaan jy vir jouself hê. Ek wil eintlik vra, hoe werk daai een vir jou? Want dit werk nie vir my nie. Maar die oomblik is daar 'n tydjie is wat jy rustiger kan raak. Dan vul jy dit met nog iets. Maar dan is jy nog meer suksesvol en kon jy nog meer regkry met hierdie dag.
Nou, ek gaan nie vir jou vra met watter houding of gesindheid staan jy op 'n Sondagoggend nie, want jy is nie veronderstel om veel te hê om te doen nie, maar op 'n Maandagoggend. Hoe word jy wakker? Wat is jou eerste gedagtes? As jy 'n gewone mens is wat op pad is werk toe of skool toe, word jy wakker met die gedagte, hier is hierdie goed wat vandag moet gebeur, ek sien nie hier voor kans nie. Hier is hierdie vergadering wat elke merg uit my uit gaan tap. Hier is hierdie bespreking, hierdie geleentheid, hierdie afspraak, hierdie ontmoeting, wat ek nie wil hê nie. Dis ons opstaan. Ons koppe is dadelik vol stoom aan die gang, met goed wat ons dae gaan vul. Eintlik staan ons so bietjie moeg op. En 'n rustige tyd saam met God word al hoe skaarser. Jy agtergekom as ons sukkel om by te hou by die spoed, raak ons dikwels gefrustreerd as dinge nie so vinnig gebeur as wat ons wil hê dit moet gebeur, en ons raak gefrustreerd as dinge 'n ander pad loop as die een wat ek beplan het of graag wou hê dit moet loop. En dan kan ek jou soms half die indruk, die idee gee, alles word net te veel. Nou as Dawid hierdie psalm skryf, is hy bietjie by daai punt. Hy skryf nie hierdie psalm omdat Saul hom jag nie, hy het 'n klomp oor hulle geskryf. Hy skryf nie hierdie psalm omdat hy hartseer is wat hy met Batsheba aangevang het nie, hy het 'n spul van hulle geskryf. Hy skryf nie hierdie psalm omdat Absalom sy eie seun hom nou jag nie, hy het 'n spul van hulle geskryf. Hy skryf maar net hiermee algemeen. Dinge word so bietjie te veel. Ook vir Dawid. Want jy sien hierdie goed gebeur met ons ook. Hierdie goed gebeur met die kinders van die Here. As jy iemand ontdek wat sê ek is 'n Christen en dit gaan altyd goed, dan moet jy hardloop, want daai ou kan vir jou ander goed ook lieg. Dit gaan presies deur dieselfde goed as mense by die Here nie wil ken nie. En ek weet nie of jy altyd gehad het om deur die 150 psalms net so deur te bly nie. Ons onthou die mooi gedeeltes, ons onthou die goeie gedeeltes. Maar gaan staan so bietjie stil hier en nou en dan. Dis baie keer moeilike omstandighede. Dawid het hierdie goed neergeskryf as niks anders te wou werk nie. Dawid het hierdie goed neergeskryf as hy baie keer in 'n hoek was. Gaan lees 'n bietjie psalms. Dit gaan oor nood, ellende, krisisse, onsekerheid, bekommernis, mense wat hom bedrieg, mense wat sy lewe bedreig, vyande wat sy bloed soek. Dit gaan oor angs, eensaamheid, verlatenheid. En as jy aan Dawid dink, dan dink jy altyd iemand wat die naam dra, iemand na God se hart. Dis Dawid se ander naam. Iemand naby aan God se hart. En baie keer wonder mense, as iemand na aan God se hart sulke goed neerskryf, moet dit nie anders klink nie? En as iemand na aan God se hart sulke goed beleef, wat dan van my? Wat sy nou 'n bietjie verder van God af voel. Maar dit is 'n manier, wanneer dinge te veel raak, wanneer ons op 'n knop getrek is, wanneer 'n jaar by Oktober trek en dit raak 'n bietjie lank, dan gaan staan ons voor mekaar, vat mekaar op die skouers en sê, raak rustig. Raak rustig. Ek kom agter hoe ouer ek raak, hoe minder werk het in my huis, maar okay. Raak rustig. Seker een van die mooiste goed wat jy vir iemand kan sê. Want eintlik sê jy vir hom, staan so bietjie stil, styg so bietjie bo jou omstandighede uit, kyk 'n bietjie na die groter prentjie, haal asem, en dan praat ons weer. Raak rustig. Maar dan kom 'n mens op een ding agter, is een ding om dit vir iemand te sê, en dis 'n hele ander storie om dit self toe te pas in jou eie lewe. Wanneer jou appelkar omgegooi word, om vir jouself te sê, raak rustig. Partykeer luister ander mense vinniger na ons
as wat ons na onsself luister. En nou kom Dawid ook vanoggend en hy sê, raak rustig. Maar hy sê nie net wat jy moet doen nie. Hy sê ook vir jou waar jy daai rustigheid en daai vrede gaan kry. En dis nie 'n vreemde plek waarvan hy praat nie. Dis nie 'n plek wat jy glad nie ken nie. Dis nie 'n geheime plek nie. Dis nie 'n geheime kode wat jy moet intik en dan kom die vrede nie. Eintlik sê Dawid, gaan soek hierdie rustigheid en hierdie vrede vir 'n slag weer op 'n plek waar jy dit lanklaas gesoek het. Gaan soek hierdie rustigheid op 'n plek waar ek en jy verleer het om te gaan kyk. Dawid is baie eerlik, vers 4 sê hy, ek is nie op 'n goeie plek nie. Hy sê, iemand kom vir my. Ek het 'n vyand wat my bloed soek, ek voel soos 'n muur wat dreig om omgestamp te word. Nou die oomblik as 'n muur mos skeef is, dan weet jy, hierdie muur was nie gebou om te val nie. Hierdie muur het 'n fondasie onder hom. Hierdie muur moes stewig bly staan het. En hierdie muur haal sy beste uit om stewig te bly staan, maar as jy hard genoeg bly druk en aan mekaar bly druk, gaan hierdie ding omval. Hy sê, mense wil my vermoor. En nou praat hy nie van ouens met spiese en dolke nie. Ons vermoor mekaar lekkerder met die mond. En dis wat hier gebeur. Hy sê, wat my verskriklik onderkry is die valsheid om my. Hulle bely een ding met hulle mond, maar in hulle binneste in hulle harte leef daar iets anders. En dan sê ek het van vroeg af 'n ding besef, twee goed eintlik. Ek kan hierdie pad nie alleen stap nie. En ek het 'n skuilplek nodig waarby ek nou en dan rustig wil gaan raak. En weet jy wat? By albei gevalle vind ek alles wat ek nodig het by God. Ek kan hierdie pad nie alleen stap nie. En ek het 'n plek nodig waar ek net rustig moet raak. En in albei gevalle, hierdie reisgenoot en hierdie skuilplek, hierdie metgesel en hierdie veilige rots vind ek by God. En net by God. En daarom voordat hy sy hart oopmaak in vers 4 en sê, hierdie muur wil omval, begin hy eintlik by vers 2 wat hy oor en oor en oor herhaal. Wat sê hy? Net by God vind ek rus. Van hom kom my verlosser. Eintlik staan daar in die Hebreëus, net by God vind my siel die stilte. Net by God. Ek wil saam met jou 3 goedjies bekyk wat hy vasmaak in hierdie Psalm, en ek wil hê jy moet dit saam met jou vat. Ons begin by vers 2. Net by God vind ek rus. Nou weer eens die Hebreëse woord vir rus, dama, is 'n gelaaide woord. Dit beteken rus, vrede, stilte, maar dit beteken ook vertroue. En dan kom jy agter hierdie rus by God. Is nie 'n plekkie waar jy gaan stop, 'n rustigheid beleef, en dan is jy weer op jou eie nie. Wanneer jy regtig op God vertrou, dan kom jy agter daar's 'n vrede wat hier in jou binneste kom posvat, wat bly. Maak nie saak hoe lyk jou omstandighede nie. En dis die eerste ding wat Dawid wil vasmaak by hierdie rus. Partykeer het 'n ons langs die viswater se oomblik nodig en jy rus. Of jy gaan kampeer vir 'n naweek waar dit langer vat om goed op en af te slaan as wat jy rus, maar jy sê vir jouself jy rus. Of jy gaan sit onder 'n sambreel langs die strand, jy rus. Jy lees 'n boek in die son en op die bank, jy rus. Jy gaan stap tomatapiek uit, jy. Okay. Jy wend 'n poging aan om te rus. Maar dit is goed wat dit begin het en 'n einde. Daai rus duur nie lank nie. Dama is iets anderster. Dit is stilte, rustigheid, maar ook vertroue.
Want vertroue is om altyd vrede by God te vind. Dis vertroue. Vertroue is om te sê, maak nie saak wat kom nie. Ek het God by my. En dis waar ek my vrede vind. So Dawid skryf, net by God vind ek Dama. Nie net 'n rus oomblik nie. Maar vertroue wat 'n vrede in my binneste bring, wat ek amper nie in woorde kan omsit nie. En dan kom jy agter, dis asof Dawid homself herhaal. Jy lees hierdie psalm en dink jy, maar ek het dit mos nou al gelees. Asof hy dit nie genoeg kan sê nie. Net by God vind ek rus. Net God is my rots. Net by God kry ek my krag. Net by God kry ek my vrede. Oor en oor sê hy dit. Hoekom? Want daar was tye in sy lewe waar dit nie gebeur het nie. Daar was tye wat hy goed gedoen het, wat hy gehoop het, God kyk ander pad. Daar was goed wat hy gedoen het, wat hy probeer wegsteek het. Daar was kere wat hy sy eie kop gevolg het en gewonder het God uitgevind. En eintlik het hy besef, dit was die storms in my lewe. Gelukkig kan ek met God praat. Gelukkig kon ek my hart skoonmaak. Gelukkig kon ek alles deel. Gelukkig kon ek daai Dama weer kry. Want dit bring vrede in my hart. En Dawid was maar 'n ouetjie wat dikwels moes skuil. Hy was baie keer in grotte wegkry. En daarom hoor jy die woorde, U is my skuilplek, U is my veilige vesting, U is my rots waarop ek kan veilig wees. Kom ek sê vir jou vyande hier buite, kom in vreemde gedagtes. Hulle het nie almal swaarde en spiese nie. Hierdie groep mense wat hom onderkry, wat een ding sê en 'n ander keer dink. Die mense word baie keer seer gemaak deur skynheiligheid. Mense word baie keer seer gemaak deur iemand wat sê ek is eintlik naby aan jou, maar dan hoor jy, nee, dit was heeltyd maar 'n afstand. Mense word seer gemaak deur ander mense wat fokus op onreg en moeilikheid en geweld, vers 11. 'n Mens word seer gemaak deur mense wat alles inpalm en jou eintlik beroof ook van jou waardigheid, soos hier. En Dawid het nie in God geglo, omdat alles in sy lewe altyd reg geloop het nie. Dawid het in God geglo, omdat hy kon vertrou. En omdat daai vertroue rus en vrede gebring het, ondanks sy omstandighede. 'n tweede ding, ons het gefokus op Dama, vrede, vertroue. Het jy agtergekom hoeveel keer kry jy die woordjie net in hierdie psalm? As jy hierdie psalm onthou, Psalm 62, dis die psalm waar elke tweede sin met net begin. En gewoonlik hou ons nie van die woordjie net nie. Hoekom? Want net sluit uit. Ek sal vandag sê, hoor jy, net mense met rooi aan is welkom, as die res uitgesluit. Net mense wat 'n sekere bedrag geld verdien, kan daai en daai huis koop. Net mense wat dit of dat doen, is welkom hier. Gewoonlik sluit die woordjie net 'n groep mense uit. Dis eksklusief, dit baken af. Dit sê sommige mense is nie welkom nie. Dis beperkend. Maar Dawid gebruik hierdie woord royaal. Want hy wil iets tuisbring. Net by God vind jy ware rus. Jy kan die viswaters probeer. Of tomaatpapier. Of die strand. Of die kampeerterrein in wind. Net by God vind jy ware rus. Hier sluit die woordjie ander opsies uit.
En jy weet, ek en jy, ons het al die ander opsies al probeer. Daai rus en daai vrede hou net 'n kort tydjie. Daarom gebruik hy die woordjie net, aan mekaar. Dink hy gebruik dit 13 keer in die Psalm. En as jy ooit hierdie Psalm wil onthou, is dit die woord wat jy onthou. Hoekom? Want net van daai as-ingesteldheid weg wat ons dikwels het. Partykeer sê mense ons, as dinge net anders was in my lewe. As ek net beter omstandighede gehad het, sou ek meer rustig gewees het. As ek net al die kanse gehad het wat die ander persoon naast my het, sou dit beter gegaan het met my. As dinge net anders uitgewerk het vir my. As ek net beter keuses gemaak het. Jy agtergekom as jy met hierdie as saamleef. Al word van hierdie goed waar. Daar's altyd nuwe goed op die horison. Daar's nooit vrede nie. Daar is altyd iets wat jou laat hinker, jou laat smag, jou laat soek. Jy gaan eintlik so soekend deur die lewe. Dis vir ons wat Dawid skryf. Net by God vind ek ware rus. Partykeer wonder ek of die Here ons nie in 'n sekere situasie hou, sodat ek kan leer, en dis goed waarvan ek wil wegkom, sodat ek kan leer wat dit regtig is, om my vrede by hom te vind nie. Op 'n stadium sou Jesus vorentoe sê, Matteus 6, wat bekommer julle? Oor wat julle eet, aantrek, hoe julle lyk, wat julle doen. Is die voëls in die hemel nie beter geklee, die grassade en die lelies in die veld, selfs 'n Salomo nie. En is God vir hulle so sorg? Hoeveel nie te meer vir julle nie. Ek wil vir jou op hierdie oomblik sê, waar jy jou op hierdie oomblik bevind in jou lewe. Jy is nie net daar vir 'n rede nie. Jy is daar vir 'n doel. En daar is 'n verskil tussen die twee. Vir 'n rede beteken dikwels is iets wat ek moet leer. Vir 'n doel beteken is iets wat ek vir iemand anders moet beteken. Dawid kom by hierdie punt en ek kan dit nie genoeg sê nie. Dit voel amper as hy homself herhaal, net by God, net sy krag, net sy waarheid, net sy vrede. God en God alleen. En dan kom hy hierdie laaste verse by, die finale punt. En dit is baie belangrik. Jy is nie net 'n nommer vir God nie. Hy ken jou deur en deur. Een van die mooiste psalms deur Dawid geskryf wat by hierdie kom aanhaak eintlik. Psalm 139, Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes voordat hulle by my opkom, of ek reis, en of ek oorbly, U bepaal dit. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit, die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Nou skryf Dawid hier met daai in gedagte. God is ook die een, op wie sy regverdigheid ek staat maak. Want hy handel met my volgens my werke. Hy ken my deur en deur. En hier val die klem nie op wat jy doen en nie doen nie. Dit val op God se billikheid en sy kennis van jou, dat hy weet wat goed is vir jou, sonder dat jy dit weet. Net by God vind ek ware dima, rus, vrede,
Vertroue wat my eintlik met 'n dankbaarheid vul vir die dinge wat ek het. As ek vandag vir jou sê, jy moet vir my 'n lys maak van dinge wat jy wil hê moet gebeur, dinge wat vir jou meer rustigheid en vrede sal gee, dinge wat jy wil hê moet in die volgende jaar of 5 jaar gebeur, ons almal het 'n plan. Dinge wat nog nie gerealiseer het in jou lewe. As jy my genoeg tyd gee, is daai 'n ellelange lys. Maar wanneer laas het jy 'n lys gaan doen van dit waar jy dankbaar kan wees? Jy is met 'n skok agterkom as jy daai lys maak, begin jy by groot goed. En as jy wees en beweeg jy na die kleiner goedjies toe, waarby dit so maklik is om elke dag verby te leef. 2 goed maak ek vas, sê Dawid. Ek kry my krag vir elke dag by God. En ek kry liefdevolle trou by die Here. En ek wil vir jou sê, wie onder ons het iets meer nodig as dit? Elke dag my krag by God, elke dag liefdevolle trou. Ek stap vandag hieruit en ek stap uit met 'n vraag: kan ek regtig skryf wat hy geskryf het? Kan ek regtig sê, net by God vind ek ware rus? As ek nie kan nie, dan weet ek is tyd vir stilte saam met die Here. Ek wil sê amen en dan wil ek die laaste feit kragtig, want ek kon nie glo wat ek lees nie. Hulle sê amen. Hulle sê geneeshede het bevind dat om in vertroue en dankbaarheid te leef, sê net vir jou siel goed nie, maar blykbaar ook vir jou liggaam. Hulle sê dankbaarheid en vertroue verlaag jou bloeddruk. Dankbare mense is minder opvleend, word nie so gou kwaad nie, is minder negatief. En as jy dankbaar genoeg is, kan jy 120 word. Amen. Here, ons raak rustig voor U. Ons vind ons rus by U. Dit beteken nie net 'n erediens of stilte tyd oomblik nie. Ek vind my rus in vertroue wat my hele wese deursuur en my met dankbaarheid vul. Dankie Here dat U my deurgrondelik ken en my steeds liefhet. Dankie vir U geduld en lankmoedigheid met my. En dankie Here vir U seën wat in my lewe sigbaar is. Amen. Die laaste lied is 'n wegsendingslied. Is eintlik die betekenis van amen. Laat dit so wees. En kom ons sing dit ten slotte. Here en elkeen van u gaan in vrede. Mag die Here jou lei, mag hy jou versorg, mag hy met sy vrede en sy vreugde jou lewe vul tot die eer van sy naam. Amen. Net enkele verjaardae vandag geliefdes, die 26ste, Renel Brits, ons skrywer, Dion Venter, die 28ste, Rian de Beer, Kitty Klute, François Ferreira en Rian van der Rys, die 29ste, Danelies van der Spy, die 30ste, Johan van der Spy en Linda Otto, en die 31ste, Lorraine Benz. Mag dit 'n wonderlike verjaardag wees hier in Oktober, Saterdag die 1ste Leonard Armstrong
en Jolande Jordaan. 'n vreugdevolle verjaardag vir al hierdie mense geliefdes. Het was vir my gister weer baie lekker om 39 te word. Vir die 17de keer. Dink daaraan om 40 te raak volgende jaar, ons werk daaraan geliefdes. Ek nooi julle elkeen uit vir 'n stukkie koek. En dan daai pastytjies het ek vanoggend in die oond gedruk. Die eerste batch het ek gaan stort. Was 'n langerige stort, dis die breinetjies. Die batjies het ek net klere aangetrek, dis cool. Eet gerus 'n stukkie koek saam met 'n drink koppie koffie. Dis lekker om saam deur die pad te stap. Mag die Here julle seën. Ons sien mekaar die 2 November, kan jy glo? 2 November volgende week in Clive, 10:00 die oggend. Net daarna kort gemeentevergadering. Vrede.